ek het nou vergeet vanoggend, as jy net die offer in die hand neem, dan terwyl ons dit 'n bietjie sing, kan ons net opneem asseblief. Mense, ek is gister gevra om ietsie te lees vir julle. Ek wil net gou net iets kort sê. Waar kom 'n mens se blydskap vandaan? As jy mooi kan dink, waar kom jou blydskap vandaan? Wat veroorsaak dat een persoon 'n vreugde in sy hart het en die volgende persoon het dit nie? As jy daaroor kan dink, wat gaan die antwoord wees? Wat veroorsaak blydskap? Nou wil ek net gou vir julle ietsie wys wat veroorsaak blydskap en hoe ons dit kan doen sodat elkeen van ons die blydskap van die Here in ons hart het. As jy kyk na Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie verspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daar is die sleutel tot vreugde. En dan 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van ons alle ongeregtigheid te reinig. Amen. Bely, bely, en laat staan. Bely, bely, en laat staan. Bely, bely, en laat staan. Bely, en laat staan. Bely, bely, en laat staan. Bely, bely, en laat staan. Bely, bely, en laat
my siel maak groot weer. Halleluja. My hart loop oor van blijdschap. My siel maak groot weer. My mond sing nou en loop weer. My lewe druppel weer. Jesus is my vaste rots. Hom sal ek vertrou. Daarom sal ek hom verloop. Sy te woord vertel. Halleluja, loop weer. Halleluja, druppel weer. Halleluja.
elke stryd aan die Here vanmôre oor en vat jou oorwinning vanmôre in Jesus naam. Halleluja. Yes, Lord. I saw the Lord. Elsa, skiep vir haar liedjie wat ons nou so gesing het. I saw the Lord. See the night storm. He was lost in glory. You are holy, Lord. We worship your name.
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hear the sound of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. Voice of adoration is made from every nation. Let the voice make its glory known. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are worthy, Lord. We want to praise your name. Be exalted, Jesus. Hallelujah. Sieri fuori on space. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Comment sentez-vous venir par vous? Aïe, Seigneur, Jesus. Aïe, Seigneur. Slow of Praise. Yes, Lord Jesus. Worthy, worthy, worthy. Worthy is your name.
Hy is waardig. Dankie, Jesus. Tot bly net so nog. Halleluja. Dankie, Here. Dankie vir u grootheid. Dankie vir u heiligheid. Dankie vir genade. Dankie, Here. Loof ons soos hierdie. Halleluja. Jy kan nie sy plekke neem, maar moet by sy naam bidden. Halleluja. Halleluja. Is dit nie lieflik in sy teenwoordigheid? Amen. Dankie. Dankie. Amen. Vroeg laasweek kry ek die tema van volgens die boodskap: die wêreld maak gereed vir oorlog. Die hemel vertrou. Die wêreld om jou is oorlog gereed. Die wêreld om jou is gereed om alle vrede te probeer wegvat. Maar dank God dat ons môre hierdie belofte het dat die seuns en dogters van God is besig om gereed te maak vir 'n trou. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre is my verlange van my hart dat jy met ons sal praat in hierdie oggenduur met 'n woord wat soos 'n pilaar in ons harte en ons lewens kom vasstaan. Pilaar om aan vas te hou terwyl die onstuimigheid van die wêreld om ons dreun soos 'n oorlogskreet, dat ons in hierdie uur nie angstig sal rondkyk nie, maar sal weet terwyl die wêreld gereed maak vir 'n oorlog, maak die kind van God gereed vir 'n troue. Openbaring 20 vers 8 en 9 lees, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is. Die woord praat spesifiek hier aan die einde van die 1000 jaar. Dis nie 'n tydperk wat nou is nie. Tussen hierdie skrifgedeelte en nou waar ek en u ons vandag bevind, is daar 'n wegrapping, is daar 'n bruilof en is daar 'n 1000 jaar van saam met God as konings en priesters kom heers op die aarde. Maar ek het gedink om hierdie gedeelte in te bring om net so 'n bietjie vir jou 'n prentjie te skilder van wat om jou aan die gang is. En hy, dis die duiwel, sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see en het opgekom oor die breedtes van die aarde en die laag van die heiliges en die geliefde stad omsingel en vuur het van God in die hemel neergedaal en hulle verslind. Dieselfde strategie waarmee die vyand vandag besig is. Dieselfde strategie waarmee hy probeer om jou vrede te steel. Dieselfde vyand gaan na hierdie 1000 jaar nog steeds gaan om die nasies te verlei en hulle gereed te kry vir oorlog. Op hierdie stadium reg oor die wêreld is hy besig om die nasies reg te kry vir oorlog.
Maar ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, hierdie oorlog is nie 'n oorlog wat met fisiese wapens geveg word nie. Hierdie is nie oorlog wat jy met drones en tanks en kanonne en gewere veg nie. Hierdie is 'n geestelike oorlog wat in die geestesdimensie om jou plaasvind, waar die vyand veg daagliks om jou vrede te steel, daagliks veg om jou by 'n punt van moedeloosheid te bring, by 'n plek te bring dat jy op dit wat jy met die fisiese oë sien, sal sien as die omstandighede wat môre jou toekoms gaan bepaal. Maar ek en jy moet verstaan vanmôre in hierdie moet ons nou meer geestelik ingestel wees op die beloftes van God, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die demoniese magte, regeringsstelsels, owerhede in die lig bokant ons. En daarom moet ons vanmôre ingestel wees wanneer ons in die oggend opstaan, om meer as ooit ingestel te wees op die oorwinning wat Christus reeds 2000 jaar terug aan die kruishout van Golgotha bewerk het, en nie die skyn wat die vyand jou probeer voorgee, dat alle vrede is in die wêreld uit, alle liefde is in die wêreld uit nie. Want in hierdie uur staan liefde sterker as ooit. Hoekom sê ek dit staan nou sterker as ooit? As jy liefde wil sien, stap in 'n plek waar daar geen liefde is nie. Dan stap iemand in wat liefde het. Daar staan liefde uit. As jy in 'n plek instap waar liefde oorvloedig is, as jy in 'n plek instap waar vrede oorvloedig is, dan raak jy verlore. Ek wil amper sê, jy word ingesluk deur die atmosfeer van liefde, jy word ingesluk deur die atmosfeer van vrede, maar as in die plek waar daar juis nie vrede is nie, wat liefde die meeste uitsteek. En dit is die liefde wat Christus wil ek en jy met ons vyande toe vat. Nie liefde wat praat dat sonde goed gepraat word nie. Nie liefde wat maak asof sonde nie meer bestaan nie. Nie liefde wat maak asof die wêreld nie goddeloos is soos nog nooit nie. Maar 'n liefde wat weier dat hierdie wêreld se stelsel, my liefde wat ek in Christus het, kom steel van my. En daarom sê die woord, ek moet my vyand lief hê. Dis 'n ander liefde as om met iemand te gaan sit om 'n romantiese tafel en jy te kerslig ete en daar is, ek wil amper sê 'n kaartjie of 'n briefie wat uitgeruil word van 'n liefie teen mekaar. Hierdie is 'n ingebore, standvastige liefde wat deur God gedryf word, dat ek weier dat die vyand wat nou die nasies bymekaar maak om oorlog te voer teen God se heiligheid, dat dit my van my vrede en my liefde in Christus sal leef. In hierdie tyd dryf die liefde my dat ek meer bid soos wat Jesus aan die kruis uitgeroep het. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarom weet ek en jy vandag dat Jesus het presies geweet wat was sou wees om te doen. Hulle het hom oorgelewer om gekruisig te word. Die volk het eendragtig geskree, kruisig hom. So van watter gedeelte het Jesus gepraat toe hy aan die kruis gesê het, Vader, vergewe want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die gedeelte van dat hulle nie eens bewus was dat hulle waansinnigheid, hulle haat was meer as net die van 'n mens. Dit was uit die demoniese wêreld uit as 'n oorlog uitgestort daardie dag op Golgotha. Die haat wat daar op Golgotha was nie 'n normale haat nie. Die woede op Golgotha was nie maar net 'n normale woede uitbarsting nie. Daar was iets wat besit geneem het van die mens se hele wese wat hom waansinnig gemaak het met haat en kwaad wat so aardigheid om Jesus aan daardie kruis te bespot. Nie net vas te slaan. As jy gaan kyk waar die proses waardeur hy gegaan het, vandat hulle hom gearresteer het hom in die gesig begin te slaan. Sy baard uitgeruk. Hom in die gesig gespoeg. Hom geblinddoek en hom geslaan en sê, profeteer, wie het jou geslaan? As dit nie genoeg was nie, was hy oorgegee om 39 keer met 'n giesel geslaan te word. As dit nie goed genoeg was nie, toe hy daar staan, reeds, ek wil amper sê, in pyn, wat 'n mens nie kan beskryf nie. Toe skree die volk nog steeds met hierdie oorlogskreet wat uit die hel uit aan die brand gesteek is.
kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Geen vir Barabbas. Mag kruisig vir Jesus. Barabbas het ek wil amper sê, het die verteenwoordiger geword van die wêreldsisteem soos ek jou vandag het. Dit was 'n moordenaar, dit was 'n misdadiger, was iemand wat reggestaan het op grond van wettige oortredinge. Hy was wettiglik daartoe strafbaar vir die dood. En hier sê Pilatus vir hulle, kies dan of Barabbas of Jesus. En die volk gedryf deur haat groter as hierdie wêreld se haat. Jy moet vanmôre sien dat wanneer hulle hierdie goeders doen wat hulle vandag doen, die manier hoe hulle mense vermoor, is nie gewoon wat se naam in die hart van 'n mens moord nie. Dis 'n moordgees uitgedryf, aangedryf uit die hel uit, die wreedheid waarmee hulle dit doen. En daarom is ek en jy vanmôre, terwyl hierdie oorlog teen ons gevoer word, is ons besig om gereed te maak vir 'n troue. Is besig om gereed te maak vir die bruilof van die Lam. Weier ons om deur die oorlog van sinnigheid van hierdie wêreld ingesluk te word om met net soveel haat, met net soveel, ek wil amper sê bitterheid gedryf te wees wat die wêreld gedryf is. Ons is gedryf deur iets groter as die haat van hierdie wêreld. Soms gaan dit vir jou voel, Here hou dit dan net nooit op nie. Dan gaan tye kom wat jy voel, dis asof jou gebede net 'n deurbraak bring. Jy lê op jou knieë voor die Here. En skielik is daar 'n draai in die omstandighede. En jy dink, Here, hier is die antwoord op die gebed. Alles draai in guns. Alles begin nou afspeel in vrede. Maar omdat hierdie haat, omdat hierdie wreedheid nie deur die verstand van 'n mens gedryf word nie, maar uit die hel uit, deur hom wat gaan om die nasies op te hits, sal selfs hulle wat die naaste aan jou is, jou geliefdes, in hierdie tyd, die mees haatdraandste mense word. Kinders het geen liefde meer vir ouers nie. Ouers in hierdie tyd waar ons leef, as hulle kind probeer inbring, dat daar orde kan wees, dat daar standvastigheid kan wees, is daar 'n haat dat daai kind opstaan teen die ouer, wat sal uitgaan om selfs daai ouer te vernietig as daai kind dit korrek. Baie ouers vandag sê vir my, as ek vir my kind moet sê, jy kan nie vanaand uitgaan nie. Jy moet in jou kamer bly, dan sê daai kind vir my reguit, jy sê vir my niks nie, man. En as jy aan my raak, laat ek jou toesluit. Dis die liefde is weg. Dink nie dat daardie kind wat in daardie omstandighede so met ouer praat, is deur 'n normale rebelse gees. Ons almal was tieners. Ons almal was tieners. Ons almal het daai gevoel van jy wil graag jou eie besluite neem. Jy wil graag jou eie lewe leef, maar nog nooit het 'n kind met 'n ouer persoon gepraat, met sy eie ouers gepraat soos in hierdie tyd. Want dis 'n oorlog waar die wêreld, die sataniese stelsel, die haatstelsel besig is om plek te bring om alles wat goddelik is te probeer uitwis. Dis juis in hierdie oomblik waar dit vir mense half magteloos voel. Jy sien jy's nie seker oor die dag van môre nie. Jy is nie seker wat gaan môre aan 'n mens kom doen nie. Die wette word vandag geskryf om die goddeloosheid te beskerm. Die wette word vandag geskryf om die persoon wat vanmôre wil opstaan en in vrede en liefde vir sy gesin wil gaan sorg, van alles ontneem wat jy deur die jare opgebou het. En in hierdie waansinnigheid moet ek jy vanmôre besef. Dis nie 'n normale waansinnigheid wat maar net een persoon wat vra 'n persoon kwaad is nie. Hierdie is absoluut satanies aangedryf soos nog nooit in die geskiedenis van die mensdom nie. Dink jy dit het om jou plaasvind? Is net tot jou dorp beperk. Net tot jou land beperk. Die hele wêreld is in hierdie waansinnigheid. Die hele wêreld het geen liefde meer vir 'n lewe nie. Die hele wêreld is gedryf deur 'n sataniese haat vir mekaar. En terwyl die wêreld voorberei vir hierdie oorlog, is daar 'n besyn wat klink. Wanneer jy die gerugte van oorlog hoor,
wanneer jy sien dat die een nasie staan teen die ander nasie. Wanneer daar geen ouerliefde meer is nie. Wanneer daar geen geregtigheid amper op hierdie aarde oor is nie. Dan is dit nog nie die einde nie. Maar dan begin die tekens in vervulling kom van die einde is naby. Die wêreld is reg vir oorlog. Die wêreld is nie meer beskaamd nie. Ek kyk gister, of luister gister na 'n radio omroeper wat gewoonlik mense met poetse maak. Dan bel hy en maak hy asof hy iemand anders is. En dan maak hy mense kwaad. So wat soos daar jare terug so in sy films gedoen het. En ek is geskok om die volgende te hoor. Hy bel 'n vrou. Normaal, op die foon, klink sy 'n normale vrou. En die eerste ronde bel hy haar, en sy sê die woorde, God weet. Jy het nie die reg om my te bel nie. Maar hy vat haar eie stem en hy speel weer vir haar terug toe hy weer bel. As sy haarself bel. En toe hy vir haar hierdie oproep, die volgende woorde sê, jy het gesê God weet, toe sê ek glo nie in God nie, Lucifer is my koning. Op die radio. En ek dink my Here, wat gaan met hierdie wêreld aan? Nooit in my lewe het ek gedink dat op 'n radiostasie in Suid-Afrika sal, dan kom sy normale persoon, sulke goed uitdruk op 'n radio. En ek besef, en daardie oomblik terwyl ek dit luister, daar's 'n oorlog besig om gereed te word. Om alles wat heilig is, alles wat liefde is, alles wat sag is, alles wat opstaan om net vanmôre 'n regverdige lewe te gaan lewe in 'n wêreld wat ons dink 'n misdaadwêreld is. Dink in 'n wêreld waar dit is dat een poeltjie 'n ander poel trek. Nee, ek wil vanmôre vir jou sê, dis groter as dit. Daar is 'n oorlog in die geesteswêreld wat Satan aangedryf is om alles wat goddelik is, alles wat liefde is, alles wat vrede is, van hierdie aardbodem af uit te delg, sodat die nuwe wêreldorde bewind kan kom. En daarom moet ek en jy vanmôre in hierdie preek, wat die Gees van die Here vir my bring om vanmôre vir jou te preek, jou oë oopgaan dat jy besef, hierdie is nie maar net 'n politieke toestand nie. Hierdie is nie maar net 'n wêreldtoestand nie. Hierdie is nie maar net 'n wat 'n groep teen 'n ander groep toestand nie. Hierdie is 'n punt wat opbou na 'n klimaks toe, na 'n maksimum uitstorting van haat en geweld op hierdie aarde wat gaan oorloop in die nuwe wêreldorde waar daar geen liefde meer gaan wees nie. En terwyl ek sien hoe die momentum vat, kom ek vra jou vanmôre eerlik. Wil jy net dat jy vanmôre sien ek net is om vir jou preek te preek. Ek wil jy met iets raak sien. Kom ek vra jou vanmôre wat doen ons. Wat gaan hierdie waansinnigheid in hierdie wêreld stop? Politiek? Nee. Oorlog? Nee. Daar is iets groters aan jou. As net iemand wat moet opstaan en die vrede kom herstel. Daar's 'n demoniese oorlog in die hemelruim besig om momentum te vat teen die kerk, teen die kind van God. Moet dit nie meer sien as een mens teen 'n ander mens nie. Hierdie is nie 'n stryd van vlees en bloed nie. Hierdie is 'n stryd waar ek staan vir wat reg is. Terwyl my hele wese sê, ek wil opstaan vir wat reg is. Weet jy wie se voetspoor moet ons loop? Die een wat voorbeeld gestel het. Toe hy 2000 jaar terug na hierdie aarde toe gekom het. En dieselfde stelsel wat vandag opbou teen jou as kind van God. Stukkie vir stukkie elke dag opgebou het teen hom. 'n Klein babatjie gebore in Bethlehem en dadelik soek die koning dat al die babatjies van 2 jaar en jonger doodgemaak moet word. Is dit normaal? Nee, omdat daar oorlog in die geesteswêreld is. Waar vyand probeer om alles wat goddelik is uit te wis.
En Josef en Maria moet met daardie ou klein babatjie na Egipte toe vlug. Jesus kom terug, hy loop die pad van liefde. Hy stap die pad van vergifnis. Hy tel op die wat gebreek is langs die pad. Vir jare lank lê 'n man langs die pad verlam. Jesus gaan hom nie verby. Hy vat hom in die hand en hy sê, staan op vriend. Vat jou mat, vat jou bed en gaan huis toe. Hier sit 'n boemelaar, hier sit 'n bedelaar. Hierdie toneel wat ek en jy vandag sien wanneer ons so by die verkeersligte staan. Jesus het dieselfde toneel 2000 jaar terug gesien, hoe die bedelaars langs die pad gesit het, blind of krepeel of in armoede vasgevang. En weet jy wat sê hy? Kom hier, gaan was jou oë in die bad van Sion en jy sal sien. Wat het Jesus verkeerd gedoen? Want die haat so moes aanwakker, dat hulle hom op so 'n wrede manier moes kruisig. Is dit menslik? Nee. Daar's 'n oorlog waarmee die wêreld deur die eeue van die mens gesondig het, van die sondeval gekom het. Skaars het die sondeval, skaars het die vyand van Adam en Eva mislei en hulle het geval in die tyd van Eden. Toe kom daar 'n stortvloed van 'n oorlog wat in die geesteswêreld gevoer word, wat so erg word dat God die wêreld moet wagter moet uitwis, want dit het net erg geword. Skaars is die enigste groepie van 8 mense sal uit toe word daar 'n wingerd geplant en dan word dronk kunskap wat plaasvind. En die momentum gaan alweer aan. En het bou op, en het bou op, en het bou op. Tot 2000 jaar terug waar hulle die seun van God nie spaar nie. Want dit is meer en groter as net mens. Daar's 'n vyand wat God haat. En elke kind van God met 'n passie haat. En daarom moenie verbaas wees as jou eie kind in vansinnigheid in jou begin optree. Moenie verbaas wees as 'n pa in vansinnigheid sy eie kind begin verkrag nie. Is dit maar net iets waarmee ons moet wegdraai, die wangdraai? Nee, ons moet nou meer as ooit sien. Dis 'n geestelike oorlog wat alles wat heilig is probeer uit die pad uitvat. En hier wat sê Jesus vir ons, wanneer jy hierdie dinge sien, dan jy weer eens naby. Net soos wat dit 2000 jaar terug was, net soos wat dit was met sonvloed, wanneer jy sien dat die waansinnigheid onbeheerbaar raak. Daar's niks meer wat dit kan keer menslik gewys. Dan moet jy weet, hier teen die einde van die tye, gaan Jesus skielik kom. En die wat reg is van troue toe, gaan na bruiloft toe. Maar hulle wat agterbly, gaan in die waansinnigheid van hulle haat, en hulle eie oorlog, die grimmigheid van God ontvang. Ek bring my weer volgende skrifgedeelte. Die wêreld maak gereed vir oorlog, die hemel vir troue. Efesiërs 6 vers 10 tot 12, eindelik my broers, word kragtig in die Here, en met die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jy wat wil die vyand doen? Hy probeer hard dat jy hom nie moet veg nie, maar dat ons mekaar moet veg. Want terwyl vlees en bloed mekaar vyand, loop die duiwel rond. Ons gebeure moet wees, bring die sterk manne, bring die prinse van duisternis tot 'n val in ons omgewing. Ons moet begin bid dat God die krag van die Heilige Gees die vyand se planne sal begin breek. So ruk terug is daar 'n skool wat omsingel word. En die waansinnigheid wat in die geesteswêreld aangedryf word, is besig om daai groep mense te dryf dat hulle begin pelles uit, sterk pelles uit, te begin buig in die grond in. Nou moet ek lang terug by die Gees van die Here gehoor het, dit is nie 'n vleeslike stryd hierdie nie.
gaan ek daai aand op 'n knie en ek sê, Here, kom teen hierdie sterk man, wat in die geesteswêreld agter hierdie waansinnige massa is. En ek vra, Here, dat jy hom sal bind en hom kragteloos maak, dat daar niks van sy planne sal kom nie. Die volgende dag, is dit nie korrop, is daar verwarring. Daar kom nie eenheid nie, daar kom nie tot 'n plan nie, daar kom nie tot uitvoer van dit wat deur die geestes van die geesteswêreld voer nie. Die plan wat uit die geesteswêreld het omgevoer word, het gebreek. En begin sy wegdrempel, daar klim in 'n buste, daar klim in karre, en alles dissolf. Omdat is die geveg reg weg. Wanneer jy bid oor jou grondgebied, wanneer jy bid oor jou huis, wil ek jou vanmôre les kom leer. Moenie bid die menslike elemente nie. Hulle is net beyond. Bid dat die vyand nie jou huis sal plunder nie. Kom in geestelike opstand met die krag en die oorwinning en die vrede van Jesus Christus binne jou woon en veg die vyand. Wat ruk terug kry Elise droom waar die Gees van die Here vir haar sê, sy moet gaan en salwingsolie vat en die 4 poste van ons erf gaan afsalf. Want die vyand is op pad met 'n aanval. En sy sê vir ons moet gaan, Gees van die Here bewys ons moet ons erf afsalf. Ons loop met salwingsolie, ons salf die hele erf af, ons salf die boekposte af. Salf ons huis af, salf mekaar af. 3 aand. Die slaan hulle my motorhek, dat hy so staan. Het iets wat hom onderslaan, maar ek kry hom nie van sy spoor af nie. Daai hek is so gebuig dat hy kan nie oopmaak nie. Ek moet iemand kry om my hek weer reg te buig. Hy kan nie eers op die ruil mee gaan, maar het hom nie van sy ruil af gekry nie. Dus ek dankie Here, dat ons gehoorsaam was toe die droom gekom het. Salf die plek af, die vyand is op pad om die huis te probeer aanval. Ons moet hierdie oorlog reg weg. En die gereed maak om Reihof toe te gaan. Om ons vrede in God te bewaar. Terwyl die wêreld waansinnig is, vol haat, gedryf om alles wat mooi is te probeer uitverwoes. Ek herhaal vanmôre, dit wat om jou plaasvind, is groter en erger as 'n menslike haat. Dis 'n sataniese haat. Menslik, as jy ongelukkig is oor iets, dan gaan jy en jy doen iets. Maar as jy deur die saping self gedryf word, dan word die moordtonele wat jy vandag sien. En die onder die stelsel smeer hulle toe. As jy nie toevallig daarvan hoor en wie tevrede was nie, sal dit nooit by jou oor uitkom nie. Maar die vyand se stelsel is in plek. Wat bring my vanmôre vir politiek? Nee. Ek wil jou juist losmaak van politiek af. Ek wil jou losmaak van haat af. En ek wil jou oë op Jesus bring vanmôre. Dat jy meer op Christus as ooit gefokus sal wees om met jou vrede en jou blydskap op te kan staan. En te kan sê, die Here is my herder. Al gaan ek deur die dal van doodskade, ek sal niks ontbreek nie. Hy sal teenoor my teenstanders 'n tafel dek. My hoof vets neer met olie, my beker loop oor. Het jy al oor die prentjie gekyk van Psalm 23? As die vyand daar sit, en ek sit aan hierdie kant van die tafel, en die Here sê, ek sal vir jou tafel dek teen jou vyand. Dan sit ek by die tafel. En die vyand sit aan die tafel, en hy sien hoe God my tafel vir my dek, en ek kan niks aan doen nie. Maar hy is nie genooi na die partytjie toe nie. Hy mag nie saam eet nie. Dit is so goed om jy stap in 'n restaurant in, en iemand sit aan die ander kant van die tafel, en jy sit so groot teebeen daar op die bord neer, en alles wat lekker is, en alles, maar hy mag niks eet nie. Hy kan net kyk hoe jy eet. Dis wat God sê in Psalm 23, hy dek jou tafel teenoor jou teenstander.
Hy maak jou hoof vet met olie. Jou beker sal oorloop. Maar weet jy wanneer kry die vyand sy voet in die deur? Wanneer hy my met net soveel haat kan val. As hier die wêreld wat reg is vir oorlog. As hy my na die vlakte kan vat van haat. Dat my verstand nie meer vrede het nie. Daarom omdat ek die vyand gedien. En het ek deel van die oorlog geword. Maar wanneer ek weier om in dit in te stap en ek stap terug. Nou is ons mens. Ons maak foute. Dit vat oefening. Ek stap vanmôre uit hierdie preek uit. By die volgende geselskap praat jy weer negatief. Jy sê jy's daar. Want ons is mense, ons word in 'n roetine, want ons het 'n gewoonte. Maar as jy wegstap, as jy Here, vergewe my. Ek weier om verder op hierdie manier te praat en op hierdie manier te redeneer. Ek is 'n kind van God. Ek is besig om reg te maak om 'n bruiloft te gaan. Ek is reg, want Jesus kom hel, dan gaan ek na die bruiloft van die Lam toe. Weg van hierdie jacht af. En wanneer jy by die volgende gesprek instap, jy begin dit oor en oor vir jou te sê, ek weier om in haat te wees. Ek weier om met bitterheid vervul te word. Ek wil met die liefde van Jesus beweeg. Hoe meer jy dit strewe daarna, hoe meer begin besit neem van jou. Totdat jy later niks meer haat in jou het nie. Niks meer bitterheid nie. Niks meer van hierdie wêreld en sy oorlogssisteem nie. Maar Jesus se liefde. Jesus se grootheid. Dit dryf my. Dit bring vrede in 'n chaotiese wêreld. Maar die woord van God sê, ek gee vir jou vrede, wat al verstand te bowe gaan. Ek gee nie vir jou 'n wêreldse vrede nie. Ek gee vir jou bonatuurlike vrede, my vrede gee ek vir jou. Goddelike vrede gee ek vir jou. En dis wat ons moet dryf. Waarom maak gereed vir oorlog die hemel vir 'n troue? Openbaring 19 vers 7 tot 9. Laat ons bly wees, ons verheug aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Wie is die vrou? Die kerk. Die vrou, die kerk, het haar gereed gemaak. Met blydskap, met vrede, wat goddelik is, wat die wêreld nie vir jou kan gee nie, en wat die wêreld ook nie vir jou kan vat nie. Dis 'n bonatuurlike vrede. Dis 'n bonatuurlike blydskap. Nie 'n blydskap van, ek kom en gee vir jou R100 nou as jy bly. Maar môre het jy toffies gekoop en as jy R100 weg, dan is jou blydskap ook weg. Dis 'n blydskap wat bly. Maar wie wat is in hierdie blydskap van God? Uniek, dit groei. As jy in die blydskap van die Here begin inbeweeg, en jy raai verlang om met die Here reg te maak, en hy verlang om by die Here se voete stil te word, en hy verlang om te kan wees waar Jesus is, wanneer hy kom om sy bruid te kom haal, dan begin daar die vrede binne in jou groei, begin daai blydskap binne in jou groei, en jy kyk na die wêreld en jy sê, die wêreld is nie my vrede, die wêreld is nie my blydskap nie, die wêreld kan nie vir my gee wat Jesus my 2000 jaar terug aan die kruis gegee het nie. My vrede is nie deur menslike planne bewerk nie, my vrede is deur bloed, die bloed van God alleen, aan 'n kruis uit op Golgotha bewerk, en daarom kan die vyand dit nie vat nie, daarom kan die vyand nie vanmôre in jou huis instap, en jou liefde en jou vrede kom vat nie, want sy vrede, wat hy in hierdie wêreld vir 'n tyd vir iemand gee. Hoeveel keer het jy nie al gehoor van bekende sangers, bekende persone, wat hulle siel aan Satan verkoop het vir roem en vir geld? Klim die pinnakel van die lewe. Mense aanbid hulle. Hulle word beroemd. Hulle het geen einde aan hulle eiendom nie. Hulle het geen einde aan hulle geld nie. Hoeveel van hulle eindig in selfmoord op? En die vrede van hierdie wêreld kan nie vir jou blydskap gee nie. Iewers te vat dit rente. Maar wie was die blydskap van Jesus? Jesus het die prys betaal sodat ek en jy dit vrylik as 'n geskenk kan ontvang. Jy kan nie daarvoor werk nie.
Jy kan nie iets gaan doen om dit te regverdig nie. Weet jy waar deel van jou? Eers stil te word en net by sy voete te gaan sê, Here, die wêreld is besig om my moeg te maak. Die wêreld is besig om my vrede te vat. Here, kom vul my met u blydskap. Kom vul my met u vrede. Ek is moeg om die dinge van hierdie wêreld te jag. Ek is moeg om in die oggend op te staan en vir myself te sê, vandag gaan ek my wat so onderkry nie. Vandag gaan ek 'n oorwinning wees. 2 ure later, die vyand wat oorlog voer, reeds iets wat oor jou pad kom, wat hy weet presies hoe om wêreldse vrede te steel. Wêreldse blydskap. Hy is 'n spesialis daarin om wêreldse blydskap te steel. Jy staan die oggend op. Jy en jou vrou bid vir mekaar. Jy bid vir jou kinders. Jy sê, ek is reg vir hierdie dag. Ek is reg. Ek is reg vir dit wat kom. Stap hier na jou omstandighede, stap in 'n situasie. En die vyand wat weet of jou blydskap in Jesus is, of in jouself en in die ek gaan dit wen vandag. Kom en hy druk net eens ding in jou steek van jou wiele. En jou hele appelkas val. Jou fiets is grond. Jy is nerf af. En jy sê daar so, en dan Here, het ek nou nie vanmôre gebid vir vrede. Het ek nie vanmôre gebid vir liefde in my lewe nie. Het ek nie vanmôre gebid dat die dinge van hierdie wêreld gaan my nie onderkry nie. Wie wat is jou antwoord? Jy het gebid en toe gaan probeer jy jou eie krag leef. Vrede by God, so om te sê, Here, I want to surrender. I want to feel your peace. Here, gee my daai vrede van u om 'n kruishout te vat en te loop sonder om iets te sê. Wat aan 'n kruis kan vasgeslaan wees en die stelsel steen jou. Daar's niks regverdig aan toe Jesus gekruis het nie. Onskuldige seun van God word onskuldig aan 'n kruis vasgeslaan. En wie wil sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. They didn't give it to him. They couldn't take it away from him. Die vrede van Jesus is wat vir ons moet bid. Here, kom vul my met u vrede. Kom vul my met u liefde. Kom vul my met u standvastigheid. Want hierdie wêreld is besig om my oog te maak. Hierdie wêreld is besig om my vrede te steel. Want ek bou my vrede die hele tyd op dit wat die wêreld my kan gee. Lukas Marie het 'n liedjie gesing. Geef my 1 miljoen. Ek kan doen met 1 miljoen. Vandag is 1 miljoen pocket change. Die tyd waar hy liedjie gesing het, was 1 miljoen baie geld gewees. Wat kan jy vandag met 1 miljoen doen? En ek kan vir jou sê wat kan jy met 1 druppeltjie van Jesus se bloed doen? As net 1 druppel van Jesus se bloed se genade in jou huis val, is daar 'n krag wat in jou opstaan, wat sê, I stand ready, I'm ready to face. So wanneer hierdie goed na jou toe kom, waaroor jy bid, en dit voel vir jou in hierdie wêreld, want niks het daar nie. In hierdie wêreld voel vir jou, of jy goddeloosheid die hele tyd. I know what this is. I'm in a battlefield. Is 'n oorlog. Om my liefde van Jesus te wen in die oorlogsplan wat teen my kom. As iemand na jou toe kom met haat, en dan wil jy vrede kom vat, don't fight the person. Fight the enemy that wants to steal your peace. Veg die vyand, nie die mens nie. Want die vyand kan net vir 'n oomblik 'n mens gebruik om jou vrede te steel. Maar as jou vrede groter as hierdie wêreld is, en is in Jesus, wat 'n mens op hierdie aarde kan vrede kom steel? Wat 'n mens? Al die Sanhedrin, al die Jode, onder die hele volk het eensdragtig geskree, kruisig hom. Nie eers die hele volk. Toe sy eie disippels wegvlug van hom af, en hy alleen moet staan, kon nie eens dit sy vrede steel.
Maar sy vrede was nie van hierdie wêreld nie. He wasn't fighting flesh and blood. He was fighting the enemy. To show the enemy, you can't touch what is mine. Jy kan nie vat wat myne is nie, sê Jesus. Toe aan die kruis het van Golgotha uitroep, dis voor. Here mag net een persoon en dit is vanmôre hoor wat ek in hierdie boodskap probeer deurdra. Die wêreld maak gereed vir oorlog, die hemel vir 'n troue. Gelykenis van die bruilof. Matteus 22 vers 1 tot 14. Ek gaan 'n redelike gedeelte lees, maar ek wil hê jy moet in dit sien. Miskien gaan dit vanmôre die lig laat deurbreek. En Jesus het deur gelykenis met hulle gespreek en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Die gees van die Here gaan nog vandag nog uit na man en vrou toe en sê, kom huis toe. Kom uit hierdie waansinnigheid van hierdie wêreld, kom waar die vrede van God vir jou 'n bruilofsmaal voorberei. En kan ek vir jou sê, wat is die mense ingesteldheid? Ek soek Jesus op Sondag. Ek soek Jesus wanneer daar siekte is. Ek soek Jesus wanneer ek vertroosting nodig het. Maar ek wil nie na die bruilof toe. Ek wil nie bruilof toe. Ek wil nie gereed wees as Jesus kom nie. Weer ek 'n ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk my maaltyd het ek berei, my beeste het vetgemaakte feesgesakke en alles gereed, kom na die bruilof toe. Maar het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy eie handelssak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en hulle mishandel en doodgemaak. Kyk wat gaan in die wêreld aan. Op hierdie stadium waar ek en jy vandag in hierdie kerk is, daar lande vandag waar die kerke afbrand en die Christene doodmaak. En al wat die Christene doen in my land, so vir dit sê by Jesus, kom na die bruilof toe. Hulle gaan letterlik uit op die bruilof. Die persoon wat die boodskap uitdra dood te maak. Presies wat die woord sê. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daarin moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaai en nooi almal wat jy mag vind na die bruilof. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paai en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon hom geen antwoord gee nie. Ek wil vir jou sê, wie wat sien ek in hierdie tydperk wat goddeloosheid soos 'n golf beweeg, wat deur die duiwel self aangedryf is. Hierdie is die awesome tydperk waar die moordenaar tot bekering kom en uit die tronk uitkom en God se krag te gee vir Christus word. Ook euforie, gangster, moordenaar, verkragter, dwelmverslaafde. Die kerk wou nie na die bruilof toe gaan nie. Toe sê God gaan haal hulle uit die tronk uit. Nou sal die moordenaars op en hulle word kragtiger predikers as die pastore wat die hele tyd net geld wil preek. Die genooides is besig om hulle self skatryk te maak uit God se koninkryk uit, deur vir hulle straler vliegtye te koop en dubbelverdieping huise te bou. God sê, wie wat, hierdie genooides wil my nie, gaan na die tronke toe, gaan al die moordenaars. Want hulle sal beter preek as die wat genooi is. Ek lees so 3 weke terug in Indië kom die mense nou kragtig tot bekering, 'n bordeel. Het het 'n keer gekom, daai vrouens is nou die evangeliste wat in die straat ingaan en die mense van Jesus vertel, vir hulle vertel wat 'n fantastiese ontmoeting met God gehad, met God en kom losmaak uit daai omstandighede waar was van hulle. Dis wat die woord sê, gaan in die straat uit. Gaan almal. En die genooides wil dit nie doen nie. Die kerk wil dit nie meer doen nie. Die kerk wil nie meer Jesus preek nie. Die kerk wil nie meer bekering preek nie.
Die kerk wil nie meer preek, maak reg. Jesus is op pad, die bruilof is reg, maar die gaste wil nie huis toe gaan nie. Daarom sê gaan in die agterstraat uit, gaan haal die verwerptes. En hulle kom. En dan sê jy, daar was iemand gevind wat nie die bruilofskleed aan het nie. Nou hoe kom iemand in die bruilofsaal in as hy nie die bruilofskleed aan het? En ek vra vir die Heilige Gees, maak vir my hierdie een wat. Ek verstaan nie wat Jesus in hierdie gelykenis probeer vertel nie, want niemand kan hemel toe gaan as hy nie reg is nie. Sien nie met my so. So wat is dan hierdie gedeelte wat hy sê, daar was iemand by die bruilof, maar hy het nie was nie reg aangetrek nie. En die Here sê vir my, baie sit vandag in die kerk, en sê halleluja, prys die Here, maar hulle gaan terug na hulle oorleerdheid toe. Hulle gaan terug na hulle gemors toe. Maar Sondag, prys die Here, halleluja, Jesus sê, ek sien jou, jy het nie 'n kleed aan, jy gaan nie na my bruilof toe nie. Jy gaan nie huis toe nie, jy gaan nie bruilof toe nie. Ek kom vir die wat aan my behoort. Ek kom vir die wat heilig maak, soos vuur na jag, en weier dat enige haat van hierdie wêreld hulle sal invat en hulle verbitterd maak en hulle vol haat maak. Wil jy sê vandag maak haat dat daar 'n vlek op die bruilofskleed is wat gemaak het iemand nie by die bruilof gaan uitkom nie. Jy kan nie soos die vyand praat terwyl jy by die huis is en Sondag wil jy soos Jesus praat nie. Jy het nie 'n bruilofskleed aan nie. Jesus gaan vir jou sê, wat maak jy hier? Laat jou voete raas. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete. Hierdie een wat by die bruilofstaf, by die bruilof aankom, wat lyk soos 'n bruilofsgas. Wat Sondag Jesus se naam oor sy en haar lippe. Jy sê, prys die Here, halleluja, Jesus is my koning, maar in die week, met die sak in my hand vat, en dit wat hy doen of sy doen. Lyk soos bruilofsgas. Jy kan nie die onderskeid tref tussen die vandag in die kerk, wie is waar en wie is vals nie. Almal kom voor, ware kinders van God te wees. Maar Jesus wat weet, wat in jou hart is. Jesus wat weet hoe jy leef. Sê die volgende woorde, hy gaan vir jou sê wat so bly is. Jy gedink omdat jy mooi gesing het, omdat jy mooi gebid het in die kerk. Maar jou lewe was die van 'n goddelose. Dat jy maar kan bruilof toe kom. Ek wil sê, wat moet met so persoon gedoen word? Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste tuin. Daar sal geween en geknars van tande wees, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Wil jy sê uitverkies vir die bruilof? Wil jy vanmôre sekerheid in jou hart hê, hoe moet ek weet, dat ek weet, ek is uitverkies vir die bruilof. Hoor wat ek jou vandag sê. Ek weier om so weer koud en preke te preek. Die tyd vir Jesus om te kom is te naby. Weet jy dat jy reg is. Vader, hierdie woord vanmôre, jou dryf om nog nader na Jesus te kom. As hierdie woord jou vanmôre offend, as hierdie woord jou vanmôre kwaad maak, dan wil ek jou vra, is daar nie reeds iets binne jou, wat jou klaar van Jesus verwyder het, wat vanmôre kwaad word binne jou, omdat jy die woord nie wil hoor, wat vir jou sê, maak reg om Jesus te ontmoet. Het woord wat my na Jesus toe vat, wat my sê, moet nie na die wêreld kyk nie. Maak reg om jou bruidegom te ontmoet. Hy is op pad. Dis 'n woord vanmôre wat ek moet koester en sê, Here, dankie dat ek vanmôre nog hoor die waarheid wat vry maak. Maar pas op. Pas op. En dank God dat ek eendag voor hom kan staan en kan sê dat hierdie woord was nie deur mense gedryf maar by jou uitgekom het nie. Ek kan met blydskap voor God gaan staan en sê, God, ek is getrou aan jou stem. Ek het hom reg gelewer. Ewen, dit staan nie gevaar. Wanneer hierdie jou nie eens meer kan beweeg nie. As hierdie boodskappe
Ek praat nie net van môre se boodskap nie, ek praat van boodskappe waar jy duidelik hoor hoe God na jou roep. Kom uit. Kom in heiligmaking en jy draai om en jy stap in presies dieselfde haat en bitterheid. As jy aan geen God behoort nie, maar aan jouself, jy stap uit die gelewe daar lewe daar buite. Dis hartseer. Ek onthou so 'n paar jaar terug, in 'n boodskap vra die Heilige Gees, dankie Heilige Gees, ek moet dit sê. Kan ek jou vanmôre iets sê? Is ek mens? Is ek 'n mens, Johnny? Dit wat ek vanmôre vir jou preek, ek moet gaan leef. Die feit dat ek vanmôre afgelewer het, maak my nie dat ek hemel toe gaan nie. As ek nie hierdie woord gaan leef nie, het ek ook nie in die bruiloft geleef nie. Nie eers predikers is gespaar, sal jy nou ook leef nie. Ek lewer al wat God my gee. Dit maak my nie dat ek 'n kaartjie vanmôre het om hemel toe te gaan nie. As ek hier uitstap en ek doen presies die teenoorgestelde wat ek vanmôre hier vir jou gepreek het, as sê ek vir jou, is ek ook op pad om die bruiloft te mis. So ek wil net hê jy moet weet, ek preek vanmôre 'n sensitiewe preek, want hy slaan terug. Hy slaan terug. En besef God, ek kan nie eendag voor U staan en sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Jou hart is dit as God jou eie preek vir jou terugspring en sê, maar jy nie hierdie woorde gepreek nie. Hoekom jy dit nie gaan leef nie. As jou eie stem in jou ore moet eendag vir jou sê, maar Here, in waarheid ek ken jou dan gepraat. Hoekom jy dit nie geleef nie. Dis wat die woord van God sê, jy sal met dubbele slag geslaan word. Het jy maar nie geweet nie. Maar omdat jy nou weet en nie doen nie, sê met dubbele slag geslaan word. Bring hierdie woorde so 'n paar jaar terug in die boodskap uit. aan die krag van die Heilige Gees. En vra hierdie vraag, hoeveel preek het jy in jou lewe al gehoor? En vir oomblik, hoeveel preek het jy al in jou lewe gehoor? Hoeveel het hy preek in jou al verander? Jy gaan nie hemel toe om te sê, ek het nie 'n preek gehoor nie. Jy gaan nie hemel toe om dat die preek jou verander het. En jy besef het, ek kan nie sonder God sterf nie. Iemand oor een preek. Sommige hoor nie sy preek nie as gered. Hoeveel preek het jy gehoor? Kan ek jou vertel van iemand wat nog nooit in sy lewe preek gehoor het nie, en wat hemel toe is? Jesus hang aan die kruis. En is daar 'n gerangel aan sy regterkant. Hy het nog nooit 'n preek gehoor. Hy sê ter dood veroordeelde misdadiger. Hy draai na Jesus toe, hy sê, Here, dink maar net aan my. Dink maar net aan my. En Jesus draai na hom toe, hy sê, voorwaar, hy sê vir jou, Jesus sal my in die paradys wees. Wat het gemaak dat daardie man die paradys gemaak het? En die een aan die ander kant het dit nie gemaak nie. 'n uitroep van opregte toe, God, moenie my miskyk nie. Moenie vir my vergeet nie. Dink aan my. Dis hoe groot sy liefde is. Hy sê nie vir die moordenaar, vir die misdadiger, sorry, jy kan nou nie afkom van die kruis af, jy kan nie jou lewe regmaak nie, so sorry, jy kan die paradys toe gaan nie. Omdat hy God is, en hy al die autoriteit het, sê hy, ek sê vir jou voorwaar, jy sal saam met die paradys wees. Die wêreld maak reg vir oorlog, maar die kind van God vir 'n bruilof. Ek sluit af met hierdie skrifgedeelte. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy van my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom maaltyd hou en hy met my. Jesus klop vandag nog aan die hart van die mense deur. Hierdie preek vanmôre klop aan die hart van die deur van die mens. Elke persoon wat na hierdie boodskap gaan luister op YouTube, daar stap ek Vrydag in President Hyper. En terwyl ek daar stap, hier kom Gert Grobler. Ook my sê toe. Julle ken van Gert. En ons blydskap.
En staan en gesels, seker maklik vir 'n uur lank. En terwyl ons so staan en gesels, en ek moet dit dalk inbring. Hy kom nou van 2 maande vakansie in Australië. As jy pastoor 6 jaar terug, ook immigreer. Ek staan nie belang nie. Die drums is besig om Australië oor te vat. Hulle loop in die straat en jy kan dit nie meer in die aand waag om op straat te wees nie. Hierdie oorlog is reg. Daar's geen plek waar jy vandag kan vlug op hierdie aarde waar jy gaan sê ek het vrede en nou gaan ek in blydskap leef nie. Al hierdie plekke waarna die mense toe gevlug het, gedink is die plek van vrede, word nou die plek waar die goddeloosheid jou in die huis kom haal. Terwyl ons so praat, stap 'n persoon by ons verby wat ek nie ken nie en hy kyk my so. Hy sê, ekskuus, ek wil net vra, is jy my pastoor wat op YouTube preek? Ek sê vir hom, ja, ek het preek op YouTube. Hy sê, ons gaan van Randfontein af. Jou boodskap hardloop deur Randfontein op YouTube. Hy sê, pastoor, wil jy my nie add op jou groep nie? Ek kyk op YouTube, maar ek wil nie 'n preek nie mis nie. En ek besef skielik iets. In al die jare, 25 jaar wat ek gepreek het my stem deur die Gees van die Here nog nie gehardloop soos hy nou hardloop. En wie was iemand se woord? Hy sê ek bid dat God meer predikers oprig in hierdie tyd, waar predikers te ruggraatloos geword het om die waarheid te preek. Ons soek waarheid, soek vuur. Maar ek sê weer, dis goed om die waarheid te preek. Maar as ek jy uitstap en gaan leef nie hierdie waarheid nie, het ek 'n probleem. Ek lewer vanmôre af om dit vir jou sê, dis naby. Die wêreld is besig om reg te maak vir 'n oorlog. Maar die ware kind van God vir 'n bruilof, wat Jesus kom. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dis nou nader as ooit. Hier was die woord wat ek hoor, wat deur predikers wat nog die waarheid gepreek word nou. Maak reg, dis naby. Jy hoor dit klein kindertjies, man, hulle is 4 jaar oud. Luister nou na getuienis, 'n kind van 4 jaar oud. Sy staan op en sy sê, papa. Jesus sê, sy papa. 4 jaar oud. In die mond van die sygeling. Jan, nou nader is ooit. Die wêreld is klaar reg vir hulle oorlog. Maar as jy reg vir die bruilof, of gaan jy dit voel gebeur, maar jy gaan agterbly binne in die oorlog. Ek wil vir jou sê, wanneer Jesus sy bruid kom haal het, kom daar 'n tydperk oor hierdie wêreld, want dan is God se beskerming weg. Sy bruid na die bruilofsaal. Waar die goddeloosheid, as jy dit is nou weet, wat gaan uitbreek soos wat geen mens dit kan hanteer. Die wêreld maak gereed vir oorlog. Die kind van God vir 'n bruilof. Kom ons bid saam. Here, hierdie woord van ore, laat my sit. Here, die woord wat by ontvang deesdae, gaan my verstand te bowe. Maar vanmôre eers sê Here, hierdie woord is groter as die mense verstand. Dis 'n roepstem van God na sy kinders om reg te maak, klaar te maak, en nie toe te laat dat hierdie oorlog wat nou voel of dit sterker is by tye. Hy wat nou uitstap en met God reg maak. Ek gaan bruilof toe.
terwyl ek dit bid.